Ja, goeienaand en baie welkom by 'n regstreekse uitsending van Sondag aand met die Katekismes. Lekker koud hierdie naweek en ja, veral dan ook op hierdie Sondag met 'n koue front wat oorbeweeg en nat koue weer wat hier by ons verbytrek, maar nogtans 'n groot genade voorreg om te mag weet ons Hemelse Vader hou ons vas in sy liefdevolle Vaderhand en dat ons sy warm liefde deur Jesus Christus mag beleef en ervaar. Ja, ons is natuurlik besig met die behandeling van die sakramente, die afgelope aantal oordenkings of Sondag dan nou kyk ons spesifiek na die heilige doop. Ons kom dan vandag by die laaste vraag oor die doop en dit gaan veral dan natuurlik rondom die vraag oor kinders en of kinders gedoop mag word. Ons weet natuurlik en ek wil nou nie daaroor baie uitbrei nie, maar daar is al regdeur die geskiedenis van die Christelike kerk groot dispute en debatte daaroor oor kinderdoop of dit mag of dit nie mag nie ensovoorts. Maar ja, ons gaan spesifiek dan kyk wat ons bely daaroor in die Heidelbergse Katekismes oor die doop van ons kinders. Maar voordat ek vir ons voortgaan, kom ons doen saam 'n gebed. Getroue God en Hemelvader, dankie vir u liefderykheid en u genade. O Here, dat ons mag weet, U is ons krag, ons hulp en ons sterkte. Wat ons ook kan erken en bely dat sonder U is ons tot niks in staat nie. U is een wat ons deur die Gees beweeg, dat ons in gehoorsaamheid voor U woord kan buig. Here, U is een wat die hoof is en die ewige koning, wat ons aanraak op maniere wat ons nie eers altyd besef nie. U wag nie vir 'n besluit of 'n keuse van ons kant af nie. U toon genade en barmhartigheid aan wie U wil, soos dit binne U welbehae en wil is. Here, al wat ons kan doen is om dankbaar te reageer, om dankbaar te leef vir hierdie wonderlike en onbeskryflike genade wat U aan ons betoon, genade wat ons nie verdien nie, ook barmhartigheid wat ons nie verdien nie. En wat ons verdien is die ewige dood. Maar U het aan ons U genade en barmhartigheid deur Jesus Christus betoon, sodat ons kan bely dat ons die erfgename en kinders is. O Vader, dit is ons gebed dat U ons ook met hierdie oordenking naby sal wees, dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik sal wees. Dankie vir hierdie rusdag en hierdie Sondag. Dankie ook dat ons nou weer kan rustig word en voordat ons die werksweek begin, kan luister na U woord en wat ons ook daar rondom mag leer, besonder dan ook die genade wat U aan volwassenes en aan kinders betoon. O Here, vergewe ons sondes, help ons om ander te vergewe wat teen ons gesondig het. Laat U wil in ons lewe geskied en laat ons ook onder U wil buig, want dit is vir ons die beste. Here, laat ons aan U getrou en gehoorsaam bly, omdat ons soveel het om vir dankbaar te wees. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Ja, voordat ons gaan kyk na Sondag 27, die laaste vraag dan daar is vraag 74, ons het nou Sondag 27 het ons vraag 72 hanteer en toe vraag 73 en vandag kom ons by vraag 74 wat dan eintlik handel oor die toelating dat kinders ook gedoop kan word. Maar voor dit lees ek eers vir ons uit Genesis 17, daar vanaf vers 1 tot en met vers 14. Genesis 17 vanaf vers 1 tot vers 14. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê: Wat my aangaan,
kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Tot sover. As kernvers of as fokusvers, kyk ons net weer na vers 7, en ek wil veral dit nou al noem, hou die woord ewige verbond hier in gedagte. Dit kom ook later in dieselfde gedeelte voor, maar hierdie woord ewige verbond is van kardinale belang oor wat ons vanaand in die oordeenking gaan deel. Maar vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ons kyk dan daarmee saam na die Heidelbergse Katekismes, Sondag 27, vraag en antwoord 74. Dit lui dan as volg: moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk, beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen, in die plek waarvan die nuwe verbond, die doop, ingesel is. Vir die boer om sy kudde uit te ken, ontvang elke skaap 'n oormerk. Daardie spesifieke oormerk is 'n duidelike en unieke merkteken van watter skape aan die spesifieke boer behoort. Dit is ook nie net die groot en volwasse skape wat die unieke oormerk ontvang nie. Nee, ook die klein skape, die lammers, ontvang die unieke oormerk van die boer. Die unieke oormerk merk dus die hele kudde, almal, klein en groot, as die eiendom van die boer. Net soos die kudde nie sommer aan enige iemand behoort nie, so behoort ons as Christene ook nie sommer aan enige iets of enige iemand nie. Ons is geroep om die eiendomsvolk van God te wees. Die vraag is nou, bestaan die eiendomsvolk van God net slegs uit volwasse gelowiges wat bewuslik in hom kan glo? Aangesien 'n klein kind van gelowige ouers nog nie alles verstaan nie, beteken dit dan nou daardie kindjie is nie eiendom van God nie? Dit kan tog nie wees nie. God se genade en seëninge is nie slegs vir volwassenes bedoel nie, maar ook vir kinders. Dit beteken dus dat God se eiendomsmerk
nie slegs aan volwassenes wil gee nie, maar ook aan kinders. Aan die hand van Sondag 27:74 bely ons: die doop is merkteken van God se genade aan ons en ons kinders. In Genesis 17 sluit die Here 'n verbond met Abraham. Hy sal die vader van 'n menigte nasies wees en daarom sal sy naam van Abraham na Abraham verander. Waar die naam Abraham verhewe vader beteken Abraham vader van vele of baie. In vers 7 hoor ons dat God nie hierdie verbond alleen beperk tot die volwasse Abraham nie, maar oprig met sy nageslag en hulle nageslagte. Sy kinders en sy kinders se kinders en die kinders na hulle het almal deel aan hierdie een verbond. Hierdie verbond is ook geen tydelike verbond nie, maar duidelik staan daar in vers 7, dit is 'n ewige verbond. God rig geen tydelike verbond met Abraham op nie, maar 'n ewige verbond wat deur alle eeue en geslagte van krag bly en vandag nog voortduur. Hierdie verbond word nêrens in die skrif deur God herroep of nietig verklaar nie. Hierdie genadeverbond is steeds in ons lewe as kinders van God van krag en waarde. Ons het ook deel aan die verbond wat God met Abraham oprig, nie omdat ons biologies uit Abraham afstam nie, maar deur die geloof. Abraham, so leer die skrif, is die vader van alle gelowiges. Hierby gee God 'n teken en seël van die genadeverbond aan Abraham. Hy ontvang die opdrag dat elke lid van die manlike geslag besny moet word. Aangesien God die ewige verbond ook met Abraham se nageslag sluit, moenie alleen net die volwasse mans besny word nie, maar ook elke babaseun van 8 dae oud. Al verstaan hulle op daardie ouderdom nog niks van die verbond nie. Op hierdie wyse sal God se verbondsteken aan hulle liggame 'n herinnering wees van die ewige verbond. Op grond hiervan het Abraham as volwassene op die ouderdom van 99 jaar die volwasse besnydenis ontvang, aangesien hy nog nie besny was nie. Die volwasse besnydenis geld ook vir enige vreemdeling wat met geld gekoop is. Hierdie verbondsteken is verder ook bedoel vir die kinders en elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word. Genesis 17:12. Daarom ontvang Abraham die opdrag om die kinderbesnydenis te bedien. Met die aanbreek van die Nuwe Testament is daar baie gelowiges wat dink dat die nuwe verbond wat God oprig 'n rooi streep deur die ewige verbond trek wat God met Abraham in Genesis 17 opgerig het. God is egter nie soos 'n mens wat vandag so sê en môre iets anders doen nie. As God sê dit is 'n ewige verbond, dan is dit ewig, sodat hierdie genadeverbond vandag nog net so lewend en kragtig is as tevore. Die goue lyn van die ewige genadeverbond loop reg deur die Ou na die Nuwe Testament. Hierdie genadeverbond is wel nuut gemaak met die koms van Jesus Christus, sodat die teken daarvan verander het. Met Christus se kruisiging en bloedsorting word die ou verbond vervul en vernuwe. Die ewige verbond is steeds van krag, maar geen bloedoffers of die besnydenis, enigiets met bloed, is meer nodig nie. Die bloedstorting van Christus was heeltemal voldoende en genoegsaam om vir ons sondes te betaal. Aangesien die teken van die besnydenis met Christus se bloedstorting verval het, beteken dit daar moes 'n nuwe teken in die plek daarvan kom. Soos die teken van brood en wyn by die nagmaal in die plek van die paaslam met die Pasga gekom het, het die doopwater in die plek van die besnydenis gekom. Dit is kenmerkend dat die Nuwe Testament besnydenis-terme gebruik om oor die doop te praat en doopsterme om oor die besnydenis te praat. Gaan kyk gerus na Kolossense 2:11 en 12 en Romeine 4:11 en 12. Alhoewel ons nêrens in die Nuwe Testament lees dat kinders gedoop word nie, wil God sy teken van genade nie slegs aan volwassenes nie, maar ook aan kinders gee. Met sy preek op Pinksterdag trek Petrus die goue draad vanaf die Ou na die Nuwe Testament.
Nadat hy die mense oproep tot bekering en om hulle te laat doop, maak hy hierdie belangrike uitspraak. Want die belofte kom julle, dit is die volwassenes, toe en julle kinders. Handelinge 2:39. Die belofte van die vergewing van sondes en vernuwing. Die belofte van die genadeverbond is ook vir kinders bedoel. God betoon nie aan kinders minder genade as aan volwassenes nie. God wil juis die doop as genademiddel gebruik om die baba wat nog nie kan verstaan nie, tot geloof te lei deur die opvoeding in sy woord en leiding van die Heilige Gees. Die katekismes stel verder dat die doop ons kinders van die onheilige wêreld onderskei. Die doop trek 'n grenslyn tussen die kerk van die Here en die ongelowige wêreld. God trek die grenslyn tussen die Israeliete en die Egiptenare toe Israel op droë grond deur die Rooi See trek, maar die Egiptenaars daarin verdrink. Israel is God se volk, sy gemeente, maar die Egiptenaars is ongelowiges. Ons en ons kinders is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons opperherder merk sy kudde, klein en groot wat aan hom behoort, en sonder sy kudde van die ongelowige wêreld af. Ons, jonk en oud, is opreg bevoorreg en begenadig om as die eiendom van God gemerk te wees. Hy wag nie vir 'n besluit of keuse van jou en my kant om ons met die teken en seël van sy genade te merk nie. Die kudde van die boer, die groot skape en lammers, kan hulle self immers nie merk nie. Ons en ons kinders kan ons self nie merk as kudde van die Here nie. Ons opperherder doen dit deur die teken en seël van die heilige doop. Kom ek bid vir ons saam. Getroue God en Hemelvader, op hierdie Sondag aand het ons weer eens die genade voorreg ontvang om opnuut onder die besef te kom van hoe groot u genade is. Dat u die opperherder is. Dat u dan die boer is van u kudde, van u gemeente, die hoof van u gemeente. Wat ons merk, wat ons uitsonder, wat ons onderskei van die res van die wêreld. Ja, want deur die geskiedenis van geslag tot geslag is u besig om vir u verbondsnageslag op te rig. En daardie geteken van verbond en genadeverbond is nie net vir volwassenes bedoel nie, maar u sluit ook die lammers, die klein skapies, die kinders by hierdie verbond in. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om daaraan deel te wees, om die eiendomsvolk te wees. Ons besef natuurlik ook daar is 'n verantwoordelikheid op ons, dat wanneer ons die teken en die seël van die genadeverbond ontvang, ons ook daarop moet reageer. Dat u klaar die teken van genade aan ons bewys het, daarop moet ons met opregte en dankbare harte antwoord in gehoorsaamheid. Here, ons weet daar is baie keer waar mense dit hier mis, dat die doop van hulle kinders bloot 'n ritueel of 'n gewoonte is, 'n tradisie is, soos wat hulle dit dink, wat deur mense opgemaak is, en so is dit eintlik nie. Die doop is deur u ingestel. Ons bedien dit nie uit bygelowigheid, uit gewoonte of tradisie nie, maar sodat u naam daardeur geëer word, sodat ons ook met die doop van elke kind kan sien hoe u genadehand daar lê, hoe u die merkteken gee, dat ook hy of sy aan u behoort, maar daarbey ook die oproep aan die ouers en aan die kind om gelowig op u genade te reageer. Here, help ons ook hierin, help ons dat ons kinders as ouers reg sal leer en lei, dat ons hulle sal rig op die opperherder Jesus Christus en wie genade aan ons betoon het. Here, help ons elke dag
om hieruit te leef, vanuit die genade, en dit ook met hulle te deel wat U nie ken nie. Vader, ons bid dat U ons hier die res van hierdie aand sal lei en bewaar. Ons bid vir hulle wat die lyding en beproewing gaan, hulle wat siek is, hulle wat swak is, hulle wat twyfel. Wys ons, Here, deur die Heilige Gees, dat ons 'n vaste anker en rots in Christus het. Dat al kom die storms van die lewe, as ons huis op die rots van Christus gebou is, sal dit nie intuimel nie. Laat ons hierdie nuwe werksweek wat voorlê, gee vir ons krag en sterkte, dat ons sal werk nie om deur mense raak gesien te word nie, maar omdat ons in U diens staan en omdat ons, waar U ons ook al gebruik en plaas, van U genade moet getuig. Lig in 'n lig en sout in 'n sout moet wees, omdat U seun vir ons opgeoffer het. O Here, hoor dan ook so ons gebed. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons iets van die genade en barmhartigheid verdien nie, maar alleen omdat ons die sekerheid daarvan het, deur U seun Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood, sodat ons mag deel hê aan sy volkome oorwinning. Amen. Ja, baie dankie weer eens vir julle elkeen se inskakel en saamluister na hierdie oordeenking op die Sondag aand aan die hand van die katekismes. Ons begin dan natuurlik volgende week met 'n nuwe deel wat gaan oor die heilige nagmaal. So ons is nou klaar met die doop en ons gaan kyk dan na die nagmaal as die volgende sakrament wat die Here vir ons gegee en ingestel het. Maar 'n mooi en 'n geseënde aand vir elkeen, rustige aand en ook sterkte vir die nuwe werksweek wat voorlê. Totsiens.